Baie welkom by hierdie week se episode van Woensdag Woord. Dit is 'n middel van die week oordenking waar ons so vir 'n kort rukkie asem skep en net weer ontdek waar God aan die werk is in ons, maar ook deur ons. Nou elke dag loop ons deur dosyne van hulle. Ons loop by die huis, by die werk, by die skool, by winkelsentrums en selfs by die gimnasium. Sommige van hulle gaan maklik oop, terwyl ander kraak. Sommige moet eers oopgesluit word en saans voel ons weer onseker is om seker te maak hulle is dig toegesluit. Nou ek praat natuurlik van deure. Deure is meer as net voorwerpe van hout met 'n mooi handvatsel of 'n sleutelgat of 'n skuifslot. Deure is ook simbole. Dis grense tussen die nou en dit wat nog voor lê. Deure kan ons ook sê stel keuses voor en oomblikke waar ons baie keer moet wag en selfs geleenthede van hoop. Nou almal van ons staan op 'n stadium letterlik of figuurlik voor so 'n deur. En dit vra baie kere ook moed om deur 'n deur te beweeg, want jy weet nie wat aan die ander kant vir jou wag nie. Somstyds voel 'n mens ook vasgevang omdat 'n deur toegegaan het of omdat ons wag vir 'n deur om oop te gaan. Party deure het julle dalk al agtergekom, maak ook vinniger oop as ander. Daar is dalk die geleentheid vir 'n nuwe werk of 'n nuwe verhouding of daardie eenmaal in 'n leeftyd kans wat op jou drempel verskyn. Maar soms voel dit ook of sekere deure langer gesluit bly. Nou dit kom in die vorm dalk van 'n gebed wat nie beantwoord word nie, 'n droom wat nie bewaarheid is nie, of 'n nuwe seisoen wat maar net nie vir jou wil aanbreek nie. Baie van ons het al voor 'n hospitaalkamer se deur gestaan met die vrees vir dit wat wag aan die ander kant. Soms staan ons voor 'n deur van 'n kantoor waar ons gehoop het vir 'n ander uitkoms. Deure kan ook soms vir geen rede nie net toeklap, sonder waarskuwing of aankondiging. En sulke deure laat ons baie kere uitgesluit en eensaam en dalk selfs moedeloos voel. Nou ek kan uit ondervinding praat as ek sê dat die Here ook deure kan gebruik. Oop en toe deure is almal geleenthede waar God met ons wil praat. Sommige beteken dalk 'n nuwe begin, maar sommige voel ook soos 'n pynlike einde. In die Bybel sien ons keer op keer hoe die Here kommunikeer deur deure. Sommige sluit hy waawyd oop, ander sluit hy weer dig toe en soms staan hy selfs buite en klop. So deure kan ons sê is God se manier om sy kinders te lei, te beskerm, hulle baie keer te toets, maar ook dikwels te verras met sy vars genade. Nou in hierdie oordenking wil ek graag saam met jou kyk na 'n paar betekenisse van deure in die Bybel en hoe dit ook vandag op ons van toepassing kan wees. Ek dink in die eerste plek praat die Bybel nogal oor deure as geleenthede. Ons lees byvoorbeeld in Openbaring 3 vers 8. Ek het voor jou 'n oop deur gestel wat niemand kan toemaak nie. In die Bybel simboliseer 'n oop deur dikwels 'n geleentheid van God. Dis 'n nuwe pad waar ons sy wil op 'n nuwe manier kan doen, of dalk 'n nuwe roeping wat op jou wag en jou lewe in 'n ander rigting stuur. Paulus skryf in 1 Korintiërs 16 dat daar 'n groot en 'n kragtige deur vir hom geopen is, maar daar was ook baie teestanders. Met ander woorde, 'n oop deur beteken nie dat daar nie weerstand gaan wees nie, maar dit beteken net God het dit oopgemaak. En nou moet jy die waagmoed aan die dag lê en jy moet instap in hierdie nuwe geleentheid in. Baie gelowiges wag vir 'n perfekte geleentheid. Hulle wag vir daardie uitkomkans, maar dit moet sonder risiko's of ongemak wees. Maar God se deure vra dikwels van ons ook geloof en nie altyd net sekerheid nie. Dalk is jou oop deur vandag 'n uitnodiging tot iets wat buite jou gemaksone val. Dalk om jou tyd en jou energie aan 'n nuwe projek te spandeer, of om die eerste tree te gee en dalk met iemand te versoen of selfs jou oortreder te vergewe. So die vraag is nie, is dit maklik nie. Die vraag is dit die deur waardeur God wil hê jy moet loop? 'n tweede betekenis van deure is dat dit ook vir ons beskerming bied. Net soos die deure van jou huis jou beskerm teen indringers, so lees ons ook hoe deure in die Bybel
ons ook beskerming bied. Daar in Genesis 7 lees ons die bekende verhaal van Noag se ark. En daar staan dat toe almal in die ark was, het die Here gekom en hy het self die deur gesluit. So Noag se ark word 'n veilige ruimte tydens die vloede en die stormweer. En toe God daardie deur toemaak, was dit nie 'n teken van straf nie, maar 'n teken van redding. In Eksodus 12 lees ons ook tydens die eerste Paasfees hoe die Israeliete bloed van 'n lam op die deurkosyne moes smeer as beskerming teen die doodsengel. So die deur word dan 'n simbool van God se teenwoordigheid en ook sy afgrensing teen die vyand. En so werk dit ook met jou en my. Dalk voel jy op hierdie stadium dat dinge nie vir jou uitwerk nie. Dalk jou werk of 'n verhouding of dalk selfs 'n droom. En jy voel dalk dat God jou iewers langs die pad misgekyk het. Maar dalk het hy jou eintlik gespaar. Iemand het eendag geskryf, rejection is often God's redirection. En soms is 'n toedeur presies wat jy nie geweet het, jy dalk op daardie stadium nodig gehad het nie. 'n Derde betekenis van deure in die Bybel is dat dit ook dikwels keuses voorstel waarvoor ons te staan kom. Dink 'n bietjie weer aan die bekende Openbaring 3 vers 20, waar die Here sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Want jy sien, die wonder van God se liefde is dat hy nie inbreek in ons lewe of die deur na ons harte afskop nie. Hy klop en dan wag hy geduldig. Hierdie vers dui vir ons op 'n persoonlike uitnodiging. Nie tot 'n lys vol moets en moenies nie, maar tot 'n verhouding met hom, die een wat klop. Daarom lees ons in Josua 24, kies dan vandag, sê Josua, wie julle wil dien, want ek en my huis, ons kies om die Here te dien. So elke dag staan ons voor deure van keuses, om liefde byvoorbeeld te kies in plaas van om te haat, om die pad van vrede te kies in plaas van om te oordeel, om aan te hou glo in plaas van om bang te wees, en om Jesus te kies bo die keuses wat die wêreld bied. Die vraag is, het jy en ek al daardie deur vir Jesus oopgemaak? En as jy het, watter vertrekke van jou lewe bly dalk nog gesluit? Laat jy hom toe, net in jou Sondagervarings, en sluit hom uit wanneer dit kom by jou finansies en jou verhoudings, of die groot besluite wat jy moet maak. Want jy sien, Jesus wil nie net as 'n gas kom nie. Hy wil inkom in jou lewe, maar as die Here van jou hele lewe. Dan is daar 'n vierde tipe deur waarvan die Bybel praat, en dit is deure as oorgangstye. In Handelinge 12 lees ons van so 'n geleentheid. Petrus sit in die tronk, en dan verskyn 'n engel, en ewe skielik val die kettinge van hulle af, en die ysterhek van die selle, sê die teks, het van self oopgegaan. Wat 'n ongelooflike beeld moes dit nie gewees het nie. Waar almal op daardie stadium net 'n tronk gesien het, maak God 'n uitgangsroete moontlik vir sy kinders. En daarom lees ons daar in Jesaja 43, waar God die bekende woorde sê. Hy sê, kyk, ek gaan iets nuuts doen. Ek maak 'n pad in die wildernis. En dis wat God gewoonlik doen. God maak paaie waar ons as mense dikwels net mure sien. Dalk bevind jy jou vandag by so 'n drempel. En dalk is hierdie oorgangstyd in jou lewe juis 'n tyd waar jy moet leer om nie te dink oor 'n klomp dinge en moet kies om te verander. Want jy weet in jou binneste, jy kan nie bly waar jy op die oomblik is nie. Maar jy is dalk ook onseker oor wat wag. En daarom moet ons nie bly vasklou aan dit wat oud en verby is nie. God bied nie net nog 'n deur nie, maar hy word die deur wat ons lei na 'n nuwe lewe van vryheid en van oorbegin. En dan die belangrikste deur in die geskiedenis van hierdie wêreld is die deur wat op Paasoggend oopgegaan het, toe die steen voor Jesus se graf weggerol is. Markus 16 sê dat die disippels gesien het dat die steen weggerol is. Dis die deur wat alles verander het. Dood het sy houvas op ons verloor en hoop het weer in ons begin asemhaal. Daardie oop graf is jou bewys
dat geen deur in jou lewe vir God te swaar is om oop te maak nie. Nie die deure van depressie, of angs, of trauma, of skuld, of eensaamheid, of selfs wanhoop nie. Dalk staan jy vandag voor 'n deur wat toe is. Of dalk is jy al lank binne-in toegemaak, maar jy's te bang om uit te gaan. Dalk is jy op die drempel van iets nuuts. Wat dit ook al is, vertrou hom wat die sleutel hou. Laat hom toe om 'n nuwe toekoms oop te sluit en gee daardie eerste tree vandag in geloof en in vertroue. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, wys vir my die deure wat U reeds oopgemaak het. Help my om op U tyd te wag as die deure dalk nog gesluit is. En help my om U binne te nooi, ook in elke vertrek van my hart. U is die een wat geleenthede oopmaak, wat niemand hier op aarde weer kan sluit nie. En ek vertrou U vandag met al my deure. Amen.